Die wat ek nog nie gegroet het nie, 'n hartlike goeiemôre ook van my kant af. Aan elke ene wat vanoggend hier is, hartlike welkom en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën, ook by hierdie geleentheid. Ons net voor die Here. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus ons verlosser, en dit word vermenigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou ek nooi om die onfeilbare woord van die Here oop te maak en wel by Nehemia hoofstuk 2. Ons gaan uit Nehemia hoofstuk 2 en dan die eerste 5 verse van hoofstuk 3 saam lees. Nou ek wil so 'n bietjie en as die Heer se wil naby is en die volgende paar weke tot en met Pinkster wil ek met u praat oor die mure van Jerusalem. En ons gaan bietjie stil staan oor wat hierdie mure van Jerusalem vir u en vir my dan ook geestelik dan ook wil beteken. So, die Here het nie net goeders daar in die Bybel op laat skryf nie, nê. Is met 'n doel dat die Here dit daar opgeskryf het en daarom gaan ons ook net bietjie by die woord van die Here stil staan en gaan ons ook na sy woord dan luister. Ek gaan vra, kom ons sit net eers so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg wat ons het om volgende u te kan eer, te kan loof en prys, soos wat hierdie liedere dan ook vanoggend, juis oor die grootheid, u heerlikheid, dit waarvoor ons u kan aanbid en waarvoor ons u kan dien. Ons dink maar aan Romeine hoofstuk 1 waar sê dat selfs die skepping getuig van u werke. En Here, as ons kyk na die Psalm, dan soos daar Psalm 103, as die psalmdigter sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is. Ons wil u vanoggend kom loof en prys. Here, vir u grootheid, vir u heerlikheid, u goedheid en u guns oor ons as gemeente en elke individu, elke besoeker wat vanoggend hier is, kan ons sekerlik getuig dat u het vir ons deur 'n week gedra. U het vir ons die krag en instaatstelling gegee. U het vir ons moontlik gemaak om hierdie week ook in te kon gaan en dan ook deur hierdie week dan ook ons kragte by u te put. En terwyl ons dan ook hierdie nuwe week ook ingaan, wil ons kom bid, Here, dat u woord ons sal kom versterk, dat u woord ons sal kom opbou, en dat ons sal leer uit u woord uit, dat hierdie woord ook lerend vanoggend sal wees, dat dit onderrigting sal bring, en dat ons ook ons harte daarvoor sal oopmaak. Skenk groot genade, Here, u ken ons behoefte, u ken ons nood, wanneer dit kom by die finansies, maak ons getrou, Here, terwyl u ook vir ons sê, beproef my hierin, as ons tiende bring, beproef my hierin, of ek nie die sluise van die hemel vir julle sal oopmaak nie. Here, dankie vir u getrouheid. Dankie dat ons ook kan bid vir geestelike reën. Here, nie net die fisiese reën wat ons nou gehad het, wat hierdie aarde deurvogtig nie. Ja, Here, ons het dit so nodig vir mens, vir dier, vir plant, want Here, dit skep lewe, dit hou ons aan die lewe. Maar Here, ook die geestelike reën wat ons so nodig het, om dan ook vir ons hierdie lewe, die ewige lewe ook, te kom bevestig in ons harte. Ons eer u, ons kom bid, Here, vir die nood daar buite. Daar is nood. Ons sien dit rondom ons. Ons sien in baie opsigte dit, Here. En daarom pleit ons dat u in die groot genade ook uitkoms sal kom gee. Word verheerlik in ons midde, ook as ons nou u woord oopmaak, daaruit lees, dat u woord tot ons harte sal spreek, en Here, ook die oordenking, dat dit u welbehaaglik sal wees. Amen. Nehemia hoofstuk 2, ons gaan daarso vanaf die 9de vers met mekaar saam lees. U kan maar bietjie self deur die boek ook gaan lees, en ek glo dat die Here u sal seën, maar ook vir die voorbereiding vir die res van die boodskappe wat sal volg, veral uit Nehemia hoofstuk 3 uit, waar ons juis by die poorte dan ook gaan stil staan. Nehemia hoofstuk 2, ons lees daar vanaf die 9de vers. En ek het by die goewerneurs gekom, wes van die Eufraat, en die briewe van die koning aan hulle gegee.
Ook leerowerstes en perderuiters het die koning met my saamgestuur. Maar toe Sanballat, die Horoniet, en Tobia, die Ammonitiese knegt, hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd. En toe ek in Jerusalem kom en daar 3 dae was, het ek my in die nag gereed gemaak en enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier wat ek opgery het. En ek het in die nag deur die dalpoort uitgery na die kant van die slangfontein en na die aspoort toe. En ek het die mure van Jerusalem besigtig wat stikkend lê en sy poorte wat deur vuur verteer was. En ek het verder gegaan na die fonteinpoort en na die koningswywer, maar daar was geen plek vir die dier om onder my verder te gaan nie. En daar het ek in die nag in die dal opgeklim en die muur besigtig, toe ek weer deur die dalpoort inkom en teruggegaan, maar die leiers het nie geweet waar ek heen gegaan het en wat ek gedoen het nie, want ek het tot nog toe die Jode en die priesters en die edeles en die leiers en die ander wat die werk moes doen, niks te kenne gegee nie. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het. En hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou. En hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk, maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegt en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons suidknegte sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen aandeel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. En Eljasib, die hoërpriester, het hom klaar gemaak met sy broers en die priester, en hulle het die skaapspoort gebou. En hulle het dit geheilig en sy deure ingesit, verder tot by die toring Hamia, wat hulle geheilig het, tot by die toring Hananiel. En daar's hom met die manne van Jerigo gebou, en daarnaas het Sakur, die seun van Imri, gebou. En die vispoort het die seuns van Sena gebou. Hulle het dit met balke uitgelê, sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. En naas hulle het Meremot, die seun van Iria, die seun van Hakos, herstel. Naas hulle het Mesulam, die seun van Beregia, die seun van Mesesabiel, herstel. En naas hulle het Sadok, die seun van Bana, herstel. En naas hulle het die Tikoïte herstel. Maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van die Here nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ons teks van oordenking vind ons dan in die 18de vers met hierdie woorde, en hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou, en hulle het hulle hand sterk gemaak vir die goeie werk. En wil ek met u praat onder die gedagte van die herbou van die mure. Die herbou van die mure. Nou wanneer ons dan ook na die woord van die Here gaan kyk, dan weet ons dan ook in Nehemia se tyd was daar 12 poorte, en dat hierdie mure van Jerusalem vernietig is, juis rondom die gedagte van die ballingskap waarin hulle gegaan het. En hoe daar die mure dan vernietig is deur hulle vyande. En hierdie mure wat stikkend lê. En hier kom 'n man na Nehemia toe, sy broers. En hulle kom sê vir hom, Nehemia, die mure van Jerusalem lê stikkend. Nou weet ons dat Esra
en Serubabel deur die Here gestuur was en dat Kores ook hulle opgewek het om dan die tempel te gaan herbou, want die tempel was ook vernietig gewees. Al daardie heerlikheid van daardie pragtige tempel wat Salomo gebou het, met sy heerlikheid, was ontsuur gewees deur daardie goud en al die kosbarehede wat daar uitgeneem was. En koning Kores het vir hulle gesê, gaan terug, gaan herbou die mure van die tempel. Maar in daardie tyd, terwyl hulle dan ook daar in Jerusalem was dit net 'n klein aantal mense wat teruggegaan het na Jerusalem toe. En in daardie tyd het hulle tussen daardie bouvalle gebly. Op ander plekke, weg van Jerusalem af, het hulle gebly. En hierdie broers van Nehemia kom by hom, en hulle sê vir hom, die mure van Jerusalem lê stikkend. Hierdie mure moet herstel word. Hierdie man in Nehemia is in so groot benoudheid dat hy voor die aangesig van die Here buig, dat daardie man vas en bid voor die Here. Dat daar 'n benoudheid in sy hart is, so 'n benoudheid oor die nood van daardie volk van hom, dat hy voor die Here en voor sy aangesig neerbuig en ween voor die Here. En die Here wek vir hom op en Nehemia gaan om die mure van Jerusalem te herbou. Nou as ons nou by die herbouing kom, dan lees ons nou 'n klomp name. En dit voel asof, wat beteken hierdie klomp name? Hoekom is dit so 'n klomp name wat opgeskryf is? Soos iemand het een keer gesê het, die Heilige Gees vermors nie woorde nie. Hierdie woord van God is ingeadem, is geïnspireer deur die Heilige Gees. En dan moet ons sekerlik die vraag vra met hierdie klomp name, hoe moet ons dan hierdie woord van die Here interpreteer? Hierdie hoofstuk 3 in besonder, is so 'n opeenstapeling van name, poorte se name en mense se name. Op die oog af klink dit soos 'n vermorsing van woorde, wat net sowel uit die Bybel uit weggelaat kon word. Hoe moet u en ek as mens dan hierdie gedeelte verstaan? Wanneer 'n mens egter na Nehemia hoofstuk 3 kyk en dit ondersoek, wanneer 'n mens die diepte daarvan begin ondersoek, dan maak jy hierdie kosbare ontdekking, dat hierdie 10 poorte van die ou Jerusalem se mure 'n prentjie beeld is van die kernmomente van God se werk in ons harte en ons lewens. Hoe God in jou en my hart wil kom werk. Dinge wat hy hier vir ons wil kom uitwys, dat daar eintlik maar die mure van ons geestelike lewe ook stikkend lê. En God wil deur hierdie kerngedagtes, hierdie kernmomente wat hier vir ons geopenbaar word van hierdie mure en wie daarby betrokke is, om vir ons 'n diep boodskap daarin ook na te laat. Dit was so deur die Here gegee, wanneer hierdie volk in ballingskap na Jerusalem teruggekeer het, en daardie poorte weer herstel moes word, soos wat dit voorheen was. Dit was Nehemia wat hierdie werk kom doen het, en wanneer ons na hierdie 10 poorte gaan kyk, binne in hierdie hele raamwerk van die Bybel, dan sien 'n mens 'n wonderlike tekening. Dis asof dit afgeskilder word vir ons, soos daardie prent ook dan daar is, waarop die Here in die gelowiges se harte wil kom werk. Hy het dit deur al die eeue gedoen, en hy wil dit ook vandag kom doen. En daarom wil ek vir u vra, liewe toehoorder, of dit nou u is wat hier op die banke sit, of dit is dat dit later op die verskillende media's uitgesaai sal word, wil u nie vir die Here kom sê, Here, ek wil my hart kom oopmaak. Ek wil toelaat dat die Heilige Gees my hart vir my kom wys, sodat ek kan sien, hoe lyk die mure van my eie geestelike lewe?
om die Here toe te laat om my hart en my lewe te kom werk, sodat daar 'n openbaring kan wees as daar iets in my lewe is wat nie reg is nie, sodat dit reggestel kan word en ek in die regte verhouding met God mag lewe. As ons kyk na die boek Nehemia, dan word dit vir ons in 2 dele verdeel. Die eerste 6 hoofstukke gaan oor die herstel van die mure van Jerusalem. Die tweede gaan oor die instruksie vir die mens, vir u en vir my. Ons word onderrig deur hierdie boek Nehemia. So dit is 'n tipe van 'n onderrigtingsboek wat ek moet lees in my geestelike lewe as ek geestelik wil vorentoe gaan en geestelik wil vordering maak. Nou waarvoor staan die mure? As ons maar kyk, die muur van Berlyn was 'n skeidingsmuur en daarom het hulle hom so hoog en so groot gemaak het, nê, dat daardie muur verdeling is tussen Oos en Wes Berlyn. So die muur simboliseer sterkte en beskerming. En dit was ook in die ou tyd juis waarom daardie stad sulke mure gehad het, want dit het daardie stede beskerm. Wanneer jy dik mure gehad het en die mense kon nie ingekom het nie, dan was dit 'n tipe van 'n oorwinning, dit was 'n bewaring, 'n beskerming wat gebied word binne daardie mure. Is interessant dat hulle reken die Babiloniese muur wat hulle gebou het rondom Babylon. Nou moet jy bietjie mooi hoor. Die muur se breedte was 115 meter. So lank as wat 'n rugbyveld is, was die muur breed. Sy hoogte was omtrent 40 meter hoog. Daarom het hy so 'n magtige stad was, wat nie maklik deurgedring kon word. En hierdie mure van Jerusalem lê op die grond neer, dit lê daar stikkend. Dit beteken dat dit toegang tot die vyand dan ook bied. En wanneer die geestelike mure van my geestelike lewe stikkend lê, dan bied dit toegang vir die Satan. Dit bied toegang vir die vyand, dit bied toegang vir die wêreld. My kanale wat die duiwel wil gebruik, my oë, my ore, my gedagtes, my gevoel en al die dinge wat daarmee saamgaan, word oopgestel sodat die Satan toegang kan hê tot ons geestelike lewe om dit af te breek. En daarom moet dit bewaar word. Daarom is dit nodig dat ons na hierdie mure moet kyk. Dat ons onsself sal bewaar van hierdie toegang wat gebied word. Want wanneer daardie poorte in daardie stad is en wanneer daardie mure opgebou word, praat dit van die setel van mag en gesag en van invloed. As die geestelike mure tot niet lê, dan breek dit daardie gesag af. Dit breek God se gesag af. Dit breek God se krag en sy mag, wat in my lewe dan ook daardie autoriteit wil uitvoer, en die invloed wat in my lewe het, dat dit afgebreek kan word. 1 Kronieke 9 vers 23 wys juis vir ons, en hulle het met hulle seuns, was aangestel oor die poort van die huis van die Here, van die tenthuis om wag te hou. As daar nie poorte is nie, as daar nie deure in daardie poorte is nie, dan bied dit toegang en daardie wagte kan nie sy werk behoorlik doen nie. 1 Kronieke 9 vers 24, die poortwagters moet aan die 4 windstreke wees, na ooste en weste, noorde en suide. Elke moontlike plek waar daar so 'n vyand in ons hart en ons lewens kan kom werk, moet bewaar word. Daarom moet ons ook toegerus word met die wapenrusting van God op elke terrein van ons geestelike lewe. Hierdie poorte weerspieël dan ook dat dit herstel daardie koninkryksbeginsel in ons lewens. Hier waar God wil sy sekel kom plaas, dat hy heerskappy kan voer in my lewe. En daarom moet ons God toelaat, dat hierdie goddelike orde
in ons hart en ons lewens herstel kan word waar nodig. Dank die Here vir manne en vroue wat naby aan die Here beweeg. Maar in baie van die gevalle, ja selfs in daardie mense wat naby aan die Here beweeg, raak die stryd al feller. Ons sal nou 'n bietjie gedagte daarmee met u deel. Hierdie beskerm is 'n beskutting teen die invloede wat van buitekant afkom. As ons maar net kyk in ons eie wêreld waarin ons is, net in Suid-Afrika, en ek hoef nie eers vir u die statistieke te gee nie, u kan maar self daarna gaan kyk en ons hoor dit daagliks. Huishoudings wat stikkend lê. Huwelike wat stikkend lê. Vriendekringe wat uit mekaar uitgebreek is. Familie wat uit mekaar uitspat. Gesinne. Soveel plekke waar die mure stikkend lê. En dit bied toegang tot die vyand dat hy kan inkom. Daarom is dit nodig dat ons bietjie sal stil staan by die poorte, soos dit vir ons uitgewys is. In die eerste gaan ons kyk bietjie vanoggend net na 2 poorte, en dit is die skaapspoort en die vispoort. Die skaapspoort, as ons na hom kyk en ons sien hoe daardie skaapspoort lyk, dit is hoe die poort in daardie tyd dan ook gelyk het, kom die Here en hy wil vir ons dan ook kom wys, dat dit is die eerste poort, maak nie saak, al die ander poorte kan hoe goed en hoe reg lyk, as hierdie poort nie reg is nie, dan is daar fout. En dit is waarvoor Jesus Christus na hierdie aarde toegekom het. Hierdie poort was juis waar die skape dan ook ingebring is, en daar by die tempel waar hierdie skape dan ook geslag is, sodat hulle dan ook offers kan bring. Nehemia 3 vers 1, en Eljasib die hoërpriester het hom klaar gemaak met sy broers, die priester, en hulle het die skaapspoort gebou, juis by die priesters waar dit moet begin. Want as jou leiers nie reg is nie, dan kan die volk nie reg wees nie. As die predikant nie in die regte verhouding met God is nie, sal die gemeente nie in die regte verhouding met God is nie. As die predikant nie gered is nie, sal die gemeente nie gered word nie. Hoekom? Want die boodskap sal nie oorgedra word nie. As sit ons maar met dit wat ons in ons land sit. En dit is interessant, my vrou het my daarop gewys, statistieke wys, dat mense in Amerika moeg is vir motiveringspraatjies. En kan ek sommer direk van die kansel af hulle name noem? Joel Osteen, sy kerk is besig om deeg te loop. Hoekom? Mense is moeg vir motiveringspraatjies. Hulle wil die waarheid hoor. En is dit nie nodig dat ons net weer bietjie by die waarheid van die woord van die Here uitkom nie? Dat ons toelaat dat die Here na ons eie harte kom wys, lyk ons lewe voor die Here. So baie mense dink, maar ek gaan kerk toe net om opgebou te word, gemotiveer te word, sodat ek hierdie week moet aangaan. As hierdie 'n motiveringspraatjie is, net om u krag te gee vir hierdie week, is u op verkeerde plek, of ek is besig met verkeerde boodskap. Want waaroor gaan dit? Oor kosbare siele. Siele is dit wat Jesus Christus as belangrik beskou het. En daarom dat die Here Jesus Christus homself kom gee het, as die lam wat deurgegaan het, om vir u en vir my daardie prys te gaan betaal. Om daar aan die kruis vir u en vir my, as die geslagte lam, daardie prys te betaal. Want daar by die tempel was daar die diere geslag, en juis die gedagte, dat wanneer iemand gesondig het, dat hy daar die dier moes bring, en dan deur daar die priester geslag moes word, sodat daar die offer vir daar die persoon ook kan dien, en te sê, maar ek is skuldig, ek het hier die offer wat ek bring, vir my sonde, vir my oortredinge. Jesus Christus het daar die lam vir u en vir my kom word, soos Handelinge 8 vers 32 ook sê,
En 'n gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit: soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. Dit was ons Jesus Christus. Voor daardie hoërpriester, voor daardie man Herodes, voor daardie man wat hom dan ook ter dood veroordeel het, Pontius Pilatus, het hy sy mond nie oopgemaak nie, tensy hy moes. En wat het gebeur? Jesus is vir jou en vir my sonde geslag. As daardie persoon daardie dier bring om geslag te word, is dit 'n onskuldige dier wat in die plek van daardie persoon moet sterwe, wat die skuldige is. So het Jesus in jou en my plek kom sterwe, in u en my plek kom sterwe, om vir ons voorsiening te maak, sodat ons gered kan word deur daardie offer wat hy gebring het. Want sy offer was net nodig om eenmaal gebring te word. Hoekom? Want hy was sonder sonde. En die woord van die Here leer vir ons Johannes 1 vers 29, daar is die lam wat die sondes van die wêreld wegneem. Jesus Christus het daardie lam geword. Dus is daardie eerste poort, daardie poort waardeur daardie offerdier na die tempel geneem is. Daardie tempel se posisie was dig by daardie skaapspoort, juis sodat daardie skape daar ingebring kon word en daardie offerdier dan daar by die tempel geoffer kon word. Waarom moes daardie dier geoffer word? Om versoening te bewerk tussen God en die mens. Hulle wat verwyder is van God. En daardie dier bring versoening vir vergifnis. Soos wat die woord van die Here sê in Hebreërs 9 vers 20, 9 vers 22, en sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Die bloed moes gevloei het om vergifnis te bewerk. En nou lees ons in Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Jesus se bloed het vir een vir my verlossing en vergifnis bewerk. Dit is daar waar die Here in die gelowige se lewe wil begin. Hierdie lewe wat ek aan die Here moet kom gee, hierdie offer van my lewe, waar ek versoen moet word met God, waar ek vryspraak van my sonde deur Jesus Christus se offer kan ervaar. Waar ek by daardie punt kom en ek besef ek is 'n verlore sondaar. En 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ag, ek weet u is miskien al moeg geluister daarna, maar is vir my so nodig, ons moet dit verstaan. As daardie kind 'n koekie steel by die huis, en hy word uitgevang, sê vir pappa, mamma, ek is jammer ek het daai koekie gesteel. Ek sal dit nooit weer doen nie. Dis mos die woorde wat ons hoor uit die kind se mond, nê? Ek sal dit nooit weer doen nie. En wat gebeur? 'n week later dan steel hy weer 'n koekie. Of hy steel 'n sweet. Of hy steel 'n blikkie kondensmelk, maak gaatjies en suig hom uit. En wat sê hy dan as hy uitgevang word? Ek is jammer, ek sal dit nie weer doen nie. Kan daardie kind met eerlikheid gesê word dat hy berou het oor sy sonde? Dat hy berou het as hy aanhou dieselfde ding doen? So baie mense wil by daai plek kom in 'n geestelike lewe om met God 'n bespotting te maak. En vir die Here te sê, Here, ek is jammer oor my sonde. En 10 minute later, 20 minute vanaand, dan bely hy dieselfde sonde oor en oor en oor en hy kom nie by 'n punt waar hy daardie sonde af lê nie. Is daar berou oor my sonde? Want wanneer daar berou is, sal ek wegdraai daarvan. Dis juis wat die woord bekering moet sê, om weg te draai van my oortreding, weg te draai van my sonde en God te begin volg. Ek kan nie volhard in sonde, liewe toehoorder, en God 'n bespotting maak deur die kruisdood van ons Here Jesus Christus nie. Wanneer ek by 'n punt kom waar ek besluit, Here, hier is my lewe, dan gee ek dit totaal en al oor met al my sondes.
Here, kom verlos my van alles. Ja, dit is so, dat daar sekere gewoontegoeders is. En hierdie dinge moet afgelê word. Dit is wat die woord van die Here juis vir ons sê in Kolossense hoofstuk 3. Maar ek moet by daardie punt in my geestelike lewe kom, waar ek my hele lewe aan God wy, waar ek myself oorgee, dat daardie lam geslag kan word. Jesus is daardie lam. Hy het homself vir ons gegee, sodat ons deur hom gered kan word. Die skaapspoor moet herstel word. Wanneer die Here ons kom red deur daardie kruisdood van hom, dit wat hy vir ons aan die kruis kom doen het, dan is dit 'n oorplasing van die dood na die lewe. Dit is deur daardie offerbloed van die Here Jesus Christus waardeur hy my sonde wil kom wegwas. Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Was ook die enigste poort wat geheilig was, afgesonder vir God. Jesus Christus is as knegt afgesonder vir God. Hy het daardie sondebewerker kom word, sodat ons gered kan word. Nehemia 3 vers 1 sê ook, hulle het dit geheilig, sy deure ingesit. Verder tot by die toring van Hamia, wat hulle geheilig het. Die enigste plek van afsondering. Enigste plek waar ek gered kan word, is daar by die skaapspoort, waar Jesus vir my die prys betaal het. Waar daar die werk vir u en vir my gedoen is. Daarom ook, dat die woord van die Here vir ons leer, dat daar die lam versoening vir u en vir my bewerk het, dat hy vir ons geslag is, dat daar die redding deur die Here Jesus Christus kom, en dat die Here Jesus Christus die lam geword het, wat vir ons geslag is. En nou sê Jesaja 53 vers 6, ons almal het gedwaal so skape. Ons elkeen het sy eie pad geloop. Liewe toehoorder, as die woord van God vir ons sê, ons almal, sluit dit almal in. Elkeen doen wat reg is in sy eie oë, stap sy eie pad. Elke ene het die redding van die Here Jesus Christus nodig. Ek het dit al gesê, ek sê dit weer. Jesus het universeel gesterwe. Hy het vir ons almal gesterwe. Maar waar het jy dit jou eie gemaak? Saggeus by daardie boom sal getuig, daar het ek die Here Jesus Christus ontmoet. Daardie vrou by die put, daar het ek Jesus ontmoet. Daar die besetene van Gadara, daar by die graf het ek Jesus ontmoet, daar het ek my lewe aan hom gegee, daar het hy my siel uit genade kom red. Waar het Jesus u siel uit genade kom red? Daarom, daardie bekering, daardie wegdraai van sonde, daardie belydenis, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid kom te reinig. Die Here wil ons kom wederbaar, hy wil ons kom nuut maak, hy wil ons een van sy eie kom maak. Want Jesus is die deur. En net soos wat daar die deur ingesit is by daardie skaapspoort, het die siel nodig om deur die deur van die Here Jesus Christus te gaan. Jesus sê in Johannes 10 vers 7 tot en met vers 9, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Het u al by daardie skaapspoort ingegaan? By daardie deur, die Here Jesus Christus wat homself vir u geoffer het en Jesus deel van u lewe gemaak het. Het u al by daardie poort ingegaan? Daardie belydenis van u sonde, dit wat ons verwyder het van God, om weer herstel te word en gewederbaar te word, want die woord van die Here is baie duidelik, Johannes 3 vers 3, en Jesus antwoord en sê vir hom, en hoor mooi,
Voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weer gebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Hoor jy wat sê die woord van die Here? As ek nie gered word nie, as die Here my nie kom red en my kom vrymaak van my sonde nie, sal ek die koninkryk van God nie sien nie. Waar het u redding plaasgevind? Een koue Novembernag, daar in Dallas, Texas, het 'n man na die predikant toe gegaan. Hy was op die punt selfmoord te pleeg, deur gas in die kamer oop te draai. Maar hy was gered deur 'n ou diensmeisie, en hierdie man gaan toe na die predikant toe, en hy vra vir die predikant om saam met hom te bid. Hy was woedend gewees, sy vrou het hom gelos, hy het geen huis nie, hy het geen werk nie, sy gesondheid wat ingegee is, aan ongeneeslike siekte wat hy gely het. Hy voel hy kan nie meer aangaan nie. Daar kniel die predikant saam met hom by die bed, en hy bid, Here, wys vir hom uit die skrif uit. Hy vat vir hom na hierdie gedeelte toe in Johannes hoofstuk 10, hy wys vir hom dat hy verlore skaap is. En dat hy Jesus Christus moet aanneem as verlosser en saligmaker, sodat hy gered kan word. En daardie man gaan sit regop in daardie bed vir hom, nadat hy die Here Jesus Christus aangeneem het, en hy vra, is dit nie vreemd nie? Die predikant vra vir hom, wat is vreemd? Hy was so vererg gewees, so bekommerd. Ek het gedink, ek kan nie meer lewe nie. Ek kan nie nog aangaan nie, nog 'n dag in my lewe. Nou voel ek die vrede en die geluk van God in my lewe. Het u daar die vrede? Het u daar die geluk? As die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. As hy dan vir hom sê, neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag, en my las is lig. Bring my by die volgende poort, naamlik die vispoort. En dit kan nie anders, dat hierdie poort, die vispoort, volg op die skaapspoort nie, want wanneer die Here my siel uit genade kom red, dan verander daar dinge in my lewe. Daar is nou iets anders wat my dryf. Is nie meer die wêreldse dinge nie, maar dit is nou God se dinge. En daarom het hy sê Nehemia 3 vers 3, en die vispoort het die seuns van Sena gebou. Hulle het dit met die balk uitgelê, en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. Nou wil ek hê, u moet mooi hoor. Van hier af sal jy elke keer lees dat daar grendels is en sluitbalke. Maar by die skaapspoort is daar nie grendels en sluitbalke nie. Hoekom? Want die deur van God staan altyd oop. Dis die wonder daarvan. Ek kan enige tyd na God toe gaan, na hom nader. Maar by die ander poorte is daar wel hierdie sluitbalke en die grendels wat ingesit is. Hierdie vispoort kan die anders as om daar die poort te wees na my redding nie. Nou as ons net bietjie gaan kyk na hierdie hele saak rondom hierdie vispoort, gaan dit juis rondom die kommersiële. Want hulle het die visse daar ingebring, was naby Galilea gewees, en juis daar waar hulle dan die visse dan in kon gebring het vir die handelaars. Beide Joods en Syriese handel wat daar deur ingekom het. Hierdie ligging was geleë aan die noordelike muur van Jerusalem, wat tussen die skaapshek en die ou poort geleë is. En juis in die Bybelse betekenis, as ons daarna gaan kyk, dan sien ons dat dit juis daar die hele betekenis en simboliek inhou van daardie evangelisasie om kosbare siele te red. Om uit te gaan, om daardie siele te gaan soek. Want wanneer ek tot bekering gekom het, dan raak ek benoud oor ander kosbare siele, wat in dieselfde toestand van my lewe was, voordat ek gered is hulle nou in, en ek moet hulle daar gaan uitred.
Hier die vispoort is daar die beginsel van evangelisasie, om uit te reik, om siele te wen. As ons maar net gaan kyk na die woord van die Here, dan sien ons die oorvloed van die see. En daardie visse moet uitgehaal word, soos die woord van die Here sê, daardie nette wat uitgegooi moet word, en dan word in daardie nette opgeneem, daardie visse. Kosbare siele wat gevang moet word vir die koninkryk van God. As Jesus vir hulle sê, in Matteus 4 vers 19, en ek sê vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Die natuurlike uitvloeisel van my redding, is dat ek kosbare siele vir die koninkryk van God sal win. Is dit nie wat hy hier sê nie? Kom agter my aan, volg my, word 'n disipel van my, en ek sal jou 'n visser van mense maak. Die uitvloeisel van wanneer ons die Here Jesus Christus dan ook wil volg. Hierdie poort was na die skaapspoort wat dit herstel moes word. Liewe toehoorder, kom ons wees maar eerlik met mekaar vanoggend. Waar is die siele? Waar is die visse? Is ons besig met God se werk? Is dit nie die poort wat dalk in ons geestelike lewe herstel moet word nie? Hoor mooi wat ek vanoggend vir u sê. Is nie die kerk wat herstel moet word nie, want wie is die kerk? Is u en ek. So waar moet die verandering kom? Waar moet die passie kom? Waar moet die ywer van afkom? Die kerk. Hierdie gebou. Dan mis ons die doel. God wil u en my gebruik vir daardie visse wat moet inkom. Is daar 'n branding in my hart vir kosbare siele? Is daar 'n verlange na die redding van daardie kosbare siele? Want dit is juis die opdrag wat God na die kerk toe ook kom gee het. As hy dan sê dat ons hom moet volg, en dan sal hy ons vissers van mense maak. Wanneer ek daardie versoening met God ervaar het, dan word ek 'n sendeling. Ek sal 'n visser van mense wees. Dis onlosmaaklik gekoppel aan my redding. Ek sal 'n hart vir verlore gaande wêreld ontwikkel. En ek sal daardie kosbare siele wat verlore is, vir die saak van God wil win. Ek het reeds gesê, dit het na my redding, wat juis dit plaasvind, as die Here sê, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Die opdrag van die kerk is juis dit, in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van die nasies. Wat is 'n disipel? Is 'n volgeling. Daar's 'n mooi Afrikaanse woord wat sê proseliet. Proseliet is maar net 'n volgeling van Jesus Christus. Gaan maak volgelinge van Jesus Christus. Is ons besig daarmee? Matteus 16 vers 15. En hy het vir hulle gesê, dit is Jesus wat die opdrag gee, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En ek het 'n verantwoordelikheid. En daardie verantwoordelikheid moet nagekom word. Dit is God se manier van uitbreiding van sy koninkryk. Maar hy het ook ten doel dat die gemeente daaruit voordeel sal trek. Het jy al daaraan gedink? Dat die gemeente daaruit voordeel kan trek? Want wat sê die woord van die Here? Matteus 17 vers 27. Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie. Gaan na die see toe, gooi jou hoek uit en neem die eerste vis wat opkom. En as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n starter kry. Neem dit en gee dit aan hulle vir my en vir jou. Dis 'n wonderlike geestelike les wat die Here vir ons hieruit wil kom leer. Wat sê hy vir Petrus? Petrus, gaan vang die vis. En wat gebeur?
Binne in die vis is daar 'n starter, 'n geldstuk. As die visse inkom, is dit tot voordeel van die gemeente, want dan kan die gemeente uitbrei. En die gemeente kan uitgaan om te gaan evangeliseer. En ons kan betrokke raak by sendelinge. Ons kan betrokke raak by God se koninkryk saak. Ons kan Bybels aankoop en ons kan Bybels gaan versprei. Ons kan traktaatjies aankoop en ons kan traktaatjies gaan versprei. Maar wanneer ons beperk word, ons kan hierdie dinge nie doen nie, hoe kan die saak van God voordeel daaruit trek? Die visse moet ingebring word. Is ons besig met God se saak? God het 'n plan vir evangelisasie. En hierdie plan het hy ten doel dat die gemeente betrokke moet raak, sodat daar groei kan wees. En my verantwoordelikheid om uit te gaan, siele te gaan win vir die koninkryk van die Here. En ek wil hierdie vraag vanoggend vir u vra. Wat is die waarde van 'n kosbare siel vir u? Antwoord God eerlik vanoggend. Wat is die waarde van 'n kosbare siel vir u? Spreuke 11 vers 30 sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Hy wat siele win, is wys. Wat is die waarde van 'n siel? Watter waarde koppel u aan 'n siel? Jesus was bereid om aarde toe te kom, om sy lewe te kom gee vir 'n kosbare siel, om geslag te word vir u en vir my, sodat mense gered kan word. Will H. Houghton het hierdie volgende lied geskrywe, en verskoon dit is in Engels, maar hy sê, lead me to some soul today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seems to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life. Give me one soul today. As dit eerlik ons gebed gaan begin word, wil ek vir u sê, gaan God groot dinge doen. As dit my hartsklop gaan word, sal God groot dinge vir hierdie gemeente doen. John Knox, daardie sendeling in Skotland, het uitgeroep, gee my siele, of ek sterf. Praying Hyde, net so groot godsman, 1908, tydens sy sendingwerk in Indië, het hy hierdie gebed begin bid, Here, gee my een siel 'n dag. Na 40 jaar, of na tyd, het hy begin bid, Here, gee vir my 4 siele 'n dag. En in 'n jaar se tyd het 400 siele tot bekering gekom. Kan ek vir u vra, hoe lyk ons lewe wanneer dit kom by verlore gaande siele? Is ons hartklop aan die brand vir siele? Soek ons die visse? Nie argumente die woord van die Here nie, dit red nie siele nie, maar 'n hart wat brandend is vir kosbare siele, 'n biddende hart, 'n soekende hart. Daar was een keer 'n persoon, hulle het 3 kindertjies gehad, een was 2 jaar of 3 jaar, en die ander ene was 7 en die ander een was 9. Hulle daar in die karavaanpark het hulle
vir hierdie tyd, terwyl die seminar daar was, het hulle daar gebly. En die ou enetjie, ou Kerry, jou dogtertjie, 3 jaar oud, sy was maar altyd in die pad. En gou was sy een kant toe gestoot gewees, ander kinders het lekker gespeel, huilende kom sy daar by haar ma aan. En sê vir haar ma, die kinders wil nie met my speel nie. En die mamma sê vir haar, goed. Sy haal 'n koekie uit, sy sê, hier is vir jou 'n koekie. Maar moenie vir die ander kinders gaan vertel, dat jy nou 'n koekie gekry het nie. Ek het nie genoeg vir almal nie. Paar sekondes daarna, hardloop sy by die karavaan uit. Ek het 'n koekie gekry, ek het 'n koekie gekry. Liewe toehoorder, as ek Jesus Christus gevind het, sal dit nie my ywer, my passie en my vreugde wees, om siele van Jesus te gaan vertel nie. In Kansas City was daar 'n apteker aangekla. Waarvoor was hy aangekla? Hy het kankermedisyne gehad wat hy verdun het, naamlik Gemsar en Taxol. Hy wou 'n goeie profijt gemaak het en hy verdun dit. 20 aanklagte deur hom, naam van hom was Robert Countney. En hy het erken dat hy hierdie medisyne verdun het oor 'n periode van November 2000 tot Maart 2001. So 'n periode van omtrent 4-5 maande. Hierdie lewensreddende middel wat hy gehad het, het hy vir sy eie gewin gebruik. Vir sy eie persoonlike welvaart het hy gaan verdun. Daardie pasiënte wat dit so dringend nodig gehad het, kon nie genees word nie. Wat sê ek vir u daardeur? U en ek het die genesingsmiddel vir hierdie wêreld. Ons het Jesus Christus. Ons het die evangelie van Jesus Christus. Waarvan Paulus sê in Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ons sit met die lewensmiddel as kind van die Here in ons midde. Gebruik ons dit om hierdie siele daar buite te win, vir hulle die redding te bied, die oplossing wat daar in Christus Jesus is. Of hou ons daar die lewensmiddel vir onsself, soos wat die wêreld maar vandag is, né? Elke ou vir homself. Doen ons dit met siele? Reik ons uit? Wil ons hulle die evangelie gee? Eers my redding, daarna die skaapspoor, die vispoort, redding van kosbare siele. Is dit nie wat moet herstel in ons gemeentetjie nie? Is dit nie wat moet herstel word in my eie hart, dat die Here net die vuur aan die brand sal kom steek, soos Jesaja uitroep in Jesaja 64, as hy sê, soos die vuur die houtjies aan die brand steek, soos vuur die water laat opborrel. Moet die Here nie hierdie vuur in my hart weer aan die brand kom steek, sodat die ander houtjies aan die brand gesteek kan word, sodat die water kan opborrel nie. Mag die Here genade skenk. Amen. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir die wonderlike voorreg. Ons na U woord kan luister, hierdie poorte wat herstel moet word, dinge in ons eie geestelike lewe wat herstel nodig het. Here, dat ons sal toelaat dat die Gees van God in ons harte kom inwerk en vir ons wys waar daar nog dinge in ons eie geestelike lewe is wat nie reg is nie. Miskien nog nooit gered in my lewe nie. Miskien net hierdie evangelie boodskap gehoor, maar nog nooit 'n oorgawe gemaak, nooit besef ek moet deur die deur gaan, deur Jesus Christus om gered te word nie. Ek het nog nooit besef ek moet my sonde bely en Jesus Christus as verlosser en saligmaker aanneem nie. Here, dat dit herstel sal word.
miskien vanoggend daardie diepe besef, maar ek het nog nooit geweet, ek moet ander vir die koninkryk van God wen nie. Skenk genade, Here, dat hierdie herstel sal word in ons eie gemeente en dat ons as gemeente U met oorgawe mag dien. Amen.